Sluit die oë, kom ek bid vir ons. Here Jesus, ek is afhanklik van U vanoggend, Here. Ek bid dat U deur my sal praat, deur die woord, en mag net U stem gehoor word. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is in Johannes, en ek weet julle het julle eie curriculum wat julle deurgaan in die oorlogsklassies, maar ons is in Johannes, Leilin, Marnu, en ons is vandag in Johannes 12. En wat hier gebeur is, dit is eintlik 'n opsomming van Jesus se lewe, sy bediening, wat hy gedoen het. So alles wat ons leer van Jesus in Johannes, gee Johannes bietjie van 'n opsomming, en ook hoe die mense reageer teenoor Johannes. Okay, ons het 7 wondertekens van Jesus al gesien. Ons weet hy het baie meer wondertekens gedoen, maar ons weet van 7 spesifieke wondertekens wat Johannes oor geskryf het wat Jesus gedoen het. En wie kan vir my sê waarna toe wou die wondertekens wys? Wat was die rede hoekom Johannes geskryf het oor Jesus se wondertekens? Wie weet? Julle was nie hier, julle is nie hier in die oggend nie, so julle word vergewe, Fred weet. Oom Fred weet. Om te wys wie Jesus was. Die wondertekens wat ons oor gelees het van Jesus is om te wys wie hy was, dat hy is wie hy gesê het hy is. Dat hy die Messias is, die seun van God, God in die vlees. Kom ons kyk na so 'n paar wondertekens. Julle gaan dit op die bord sien. Kyk, die eerste wonderteken wat ons van gelees het is Jesus wat water verander het in wyn. Die tweede een was Jesus wat die koninklike amptenaar se seun genees het. Die derde een was Jesus wat vir die man by Bethesda, die verlamde man by Bethesda, het hy gesond gemaak. Die man was siek, verlam, hy het geen hoop gehad nie, en toe het Jesus hom gesond gemaak. Niemand anders kon nie, net Jesus kon. Die tweede, die laaste 4, amper kan ek nie tel nie, die laaste 4 wondertekens. Ons weet Jesus, wie het al gehoor van Jesus wat vir 5000 mense brood kos gegee het, né? Julle het al daai storie gehoor. Jesus wat vir 5000 mense kos gee. Weet julle wat hy gebruik het? 5 broodjies en 2 visse, en ek het nie gesien hoe hy gelees het daarbo nie, ek dink hy het dit geweet. Ongelooflik, Jesus het dit gedoen. Glo julle dit? Glo julle dit? Jesus het op die water geloop. Wie sal op water wil kan loop? Hanna, dit sal cool wees. Ek sal op water wil kan loop. Jesus het daarop geloop. Glo ons dit? En dan die laaste 2, Jesus het die man wat blind gebore is, gesond gemaak dat hy kan sien. En dan meer onlangs, Jesus het vir Lazarus uit die dood opgewek. Dis die 7 wondertekens wat ons van gelees het, wat Jesus gedoen het, en dit is alles wat gebeur het voor sy kruisiging. So vanoggend se gedeelte is voor sy kruisiging, en daar gaan die grootste teken van alle tye wees, en dis die opstanding van Jesus self, wat dood gegaan het op die kruis, en toe opgestaan het uit die dood. En alles om vir ons te wys dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En net vinnig, as jy wonder, ek glo nie regtig dat Jesus met 3 brode en 5 visse, met 5 brode en 2 visse, heeltemal, hy het nie met soveel nie. Maar ek glo nie dat hy dit kon doen nie, dat hy vir 5000 mense kos kon gee, dat daar nog oormaat kos was. As jy twyfel daaroor, dink net gou hier aan. God, wat die hele wêreld gemaak het, hy het die hele wêreld, die hemele, die sterre, hy het alles gemaak, hy het vir jou en my gemaak. Jy kyk na jou oog, na jou hand, ons almal se vingerafdrukke is anders. Alles van ons is anders, ons DNA. God wat ons gemaak het. Daardie God, wat dan op water loop, of kos maak uit brood en visse, wat genoeg is vir 5000 mense, dit is niks nie. In lig van die groter wonderwerk van die skepping, dat ek en jy hier sit vanoggend, en 'n conscience het. Wat is dit in Afrikaans? 'n Conscience, 'n bewusheid. Dis 'n wonderwerk. So om aan hierdie wonderwerke te glo is niks as jy begin by die beginpunt nie.
Maar hier is die vraag, hoe dink julle het die mense reageer? Hoe dink julle het die mense reageer wat Jesus se wondertekens gesien het? Toe hulle hierdie sien wat Jesus gedoen het, hulle het die wonderwerke gesien, Lazarus is uit die dood opgewek. Hoe dink julle het hy reageer? Het hulle reageer? Wow, ja, wow. As ons daar was, ons ook gaan, wow. Maar kom ons kyk wat Johannes sê, hoe die mense reageer. Vers 37, Johannes 12 vers 37, alhoewel Jesus so baie wondertekens gedoen het, voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in hom geglo nie. Kan julle dit glo? Hoe is dit moontlik dat Jesus al hierdie wondertekens doen, voor hulle oë, en hulle glo nog steeds nie, dat hy is wie hy gesê het, hy is nie. En die Bybel maak dit baie duidelik hoekom. Die mens is blind gebore. Geestelik blind gebore. Onthou julle wat Poppy gesê het, Hanna? Wat ek vir Poppy gesê het, dat ons geestelik blind gebore is, en dit is moeilik om te verstaan, maar illustrasies help altyd. Wie wil swembrille aansit? Piet, jy was eerste, ek is jammer. Hy gaan kyk vir my, right. Ek gaan hom aansit, dan moet jy vir my kyk, en dan moet jy vir my sê wat jy sien, maar nie nou al nie. Kyk. Okay, kan jy my sien? Bo op die voorg staan. Kom, ek gaan nie ophelp hierso. Maar hoe kan jy nie sien nie? Ek kan maar loop, ek trust my. Hierso is trappie. Trappies. Ek het vergeet of jy dit sê as trappies. Okay, net so 'n bietjie hiertoe. Daar sê. Okay, kan jy vir jou pa sien? Waar's Gert? Kan jy hom sien? Daar. Okay, kan jy hom nie sien nie. Hoekom nie? Okay. Hierso is, jy kan maar sommer afloop, nou kan jy sien, dankie. Hierso is swart tape binne hierdie swembrille gewees. Swart tape gewees. So, hy kon nie sien, hy kon glad nie sien waar hy nou geloop het nie. En dis wat die Bybel sê, ons is geestelik blind, ons kan nie Jesus, sy krag, hoe ongelooflik hy is, sy heerlikheid, ons kan dit nie sien, as die Heilige Gees nie ons oë oopmaak deur die evangelie nie. Ons kan dit nie sien nie. En dis wat Johannes weer hiervan skryf in vers 38 tot 41. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand laat afstomp, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Jesaja het dit gesê omdat hy die heerlikheid van die Here gesien en oor hom gepraat het. Hierdie kan misverstaan word. Ek dink nie eers julle het my nou heeltemal kon volg daar nie, maar die punt is, die rede hoekom mense nie kan sien nie, is omdat ons kies om nie Jesus se heerlikheid te sien nie. Mense kies om in hulle selfsugtige begeertes te lewe en vir hulle self te lewe. En ons kies om nie ons lewe oor te gee aan God, wat ons gemaak het om vir sy glorie te lewe nie. En ook nie net dit nie, dan stuur God vir ons vir Jesus. En hy maak 'n manier dat ons wat gerebelleer het teen hom, ons wat teen hom gekies het, dan maak hy 'n manier om nog steeds in verhouding met hom te wees, ten spyte van die feit dat ons teen hom gekies het. En dan wat gebeur? Dan kies ons nog steeds nie om na hom toe te kom nie. En wat dan gebeur is, God sê, okay, ek het vir jou my liefde bewys op die kruis, en jy hou aan kies om jou eie pad te volg, gaan. Hy laat jou oor. En so vir ons wat vir Jesus vertrou en sy liefde verstaan, sê ons dankie Here dat U ons oë oopgemaak het. Dankie dat ons kan sit hier en sing vanoggend oor wat U vir ons gedoen het. Okay, ek gaan julle nie verloor nie, bly by my. So dis die een manier hoe mense reageer het op Jesus se wondertekens. Onthou die wondertekens, dis die een manier hoe hulle reageer het. Hulle het nie geglo nie almal het geglo nie. Die ander manier hoe baie gereageer het, sommiges het geglo.
Hulle het sy wondertekens gesien en sommiges het geglo, maar dit was nie 'n reddende geloof gewees nie. Dit was nie 'n ware geloof gewees nie. En dis deurlopend iets wat ons sien in Johannes, dat daar geloof is in Christus en daar is 'n geloof wat nie reddend is nie. Ons sien dit reg deur Johannes, Jesus, die mense wat na hom toe gekom het in geloof en in Johannes 2 sien ons mense het in Jesus geglo, maar Jesus het homself nie aan hulle toevertrou nie. Want hulle geloof was nie 'n ware geloof nie. En hierdie illustrasie kan julle dalk help, as julle nou my gemis het. Hanna, jy het vroeër gevra dat jy, kom jy, wie wil nog saam Hanna opkom? Kom Leila. Vat jy daai? Okay, kyk na my. Okay, kom ons sê net figuurlik, ons is net figuurlik, dit is nie regtig so nie. Kom ons sê dat Jesus die water was. Nee, in Johannes praat hy oor Jesus wat die lewende water is, wat ons dors les. En sy Heilige Gees gaan deur ons vloei. Kyk, kom ons sê dat die water Jesus is. As jy glo, as julle al twee glo dat die water julle dors gaan les, nê? Hanna, jy glo as jy dors is, gaan hierdie water jou dors les. Jy ook, Leila. Glo julle dit? As jy dors is en jy drink water, gaan jy nie meer dors wees nie, nê? Dit maak sin. En hulle albei kan sê hulle glo dat die water hulle dors gaan les. Maar net die een wat die water drink, het actually ware geloof, dat hulle werklik volle vertroue het in die water, dat die water hulle dors gaan les. Hulle albei kan sê hulle glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is, dat hy is nie die water nie, maar dat hulle kan glo dat die water hulle dors gaan les, maar die een wat die water drink is die een wat werklik glo. Maak dit sin? Glo julle albei werklik? Okay, julle mag drink. Maar gaan julle drink? Drink. Drink, julle kan drink. Dis normale water. Nee, is altyd water, vat 'n slukkie. Ek sal, hierso. Drink. Sien jy? Drink. Okay, dit is die illustrasie, dankie. Maar dit is 'n baie goeie voorbeeld. Jy glo en hulle wil net wys dat jy kan glo en dan nie regtig nie. Okay. Maar dit is net 'n voorbeeld. So. Vers 42 tot 43. Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse raad tog ook tot geloof in hom gekom, maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie, want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. So hier sien ons weer 'n voorbeeld van mense wat sê hulle glo, hulle kom tot geloof, maar dis nie 'n ware reddende geloof nie. Want op die ou einde kies hulle om eerder deur mense geëer te word. Hulle wil eerder vir mense lewe as vir Jesus. Dis vir hulle belangriker wat mense dink as wat Jesus dink van hulle. En daarom is hulle geloof nie 'n totale vertroue op Jesus nie. Romeine 10, 2 stukkies, net 2 stukkies om ons help te verstaan hoekom dit so belangrik is wat hier gesê word. Hulle wou nie hulle monde oopmaak oor Jesus nie. Hulle het ook geglo, ja, okay, jy sien al hierdie wondertekens, hy is 10 en wie hy gesê het hy is, maar ek is te bang, ek gaan nie uitkom nie. Kyk wat sê die Bybel vir ons in Romeine, Paulus skryf dit en ook Jesus se woorde in Matteus. Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Jesus sê in Matteus 10 vers 32 tot 33. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Okay, hierdie beteken nie
dat jy nooit partykeer uit vrees uit nie gaan bely nie, en dat jy soms val om oor Jesus te praat wanneer jy weet jy geroep word om vir hom op te staan nie. Petrus is 'n voorbeeld hiervan. Maar Petrus se lewe was nie gedefine deur stil bly en nooit oor Jesus praat nie. So dit gaan oor 'n leefwyse. Ons almal val en ons almal is partykeer bang om oor Jesus te praat. En ons baie redes, maar hoekom dink julle, hoekom is julle partykeer bang om oor Jesus te praat? Of 'n beter vraag is, hoekom dink julle is julle ouers partykeer bang om oor Jesus te praat? Hoekom is ons bang? Wat is die redes? Ons doen sonde. Maar dit is eintlik ons is partykeer, omdat ons sonde doen, dan voel ons, yes, maar ek kan nie oor Jesus praat nie, want ek represent hom nie, ek verteenwoordig hom nie soos wat ek wil nie. Maar weet julle wat my mentor vir my sê, baie keer, en dit is baie goeie advies, dat dis eintlik in ons belydenis dat ons sonde het, en dat ons vergifnis nodig het, en dat ons nie perfek is nie, en ons nodig iemand wat perfek is, waar ons getuienis ook in lê. So dit hoef ons nie oor bang te wees nie, nê? Ons hoef nie bang te wees om oor Jesus te praat, omdat ons voel dat ons sonde het nie, soos dat ons sonde bely aan mense om ons, en vir die Here aanhou vra om ons te verander, daarin is daar ook 'n getuienis. Nog redes. Leon. Verwerping. Ons is bang dat die maatjies en die mense om ons wat nie vir Jesus volg nie, iets sleg oor ons gaan sê nie. Ja, ons is weird want ons volg vir Jesus. Of ons gaan ook nie 'n werkpromosie kry as ons oor Jesus praat nie. Wat nog? Ons gaan vrae kry wat ons nie kan antwoord nie. Weet julle wat ons kan doen as ons bang is, dat mense vir ons vrae kan vra wat ons nie kan antwoord nie? Dit oorgee in die Here se hande en om vertrou as hy sê, praat oor my liefde, en ek sal die res doen, en die sade plant. OK. En hier is die ding. Mense se eer is soos 'n seebabbel. As ons gaan onsself bekommer die hele tyd oor wat mense dink, en of hulle dink ek is slim, of ek studeer ietsie wat baie hoog gesien word in hierdie wêreld, en almal is so trots op my, omdat ek so slim is, of so goed in sport is, of wat ook al, en ek fokus daarop, my lewe gaan oor wat mense dink van my, dan is dit soos 'n seebabbel wat pop. Ja, Piet. Alright, en as julle my mis, gaan julle dit nou verstaan. Mense se eer, as jy lewe vir die eer van mense, as jou lewe gaan om dat mense dink jy hierdie ou is daarom 'n goddelike man, of hy is slim, of ja, dit is nogal impressive wat hy doen vir 'n lewe. Daai babbel, as dit jou fokus is, gaan pop. Wie wil, Kelly? Wil jy nie? Anna, nie Anna nie, Gert, Anna. Ek moet die ander maatjies ook 'n beurt gee. OK, ek jammer. Kom, Leonay. Alright, jy gaan hom, ek het gedink jy blaas hom, maar dan maak hy klein babbels. Swaai hom soos 'n is swart. OK. Jy moet hom net opdraai. OK, jy weet hoe. OK, wie, gaan nog baie, en loop sommer so en, daar is hy. Sien julle, as 'n babbel, maar hy ontplof, hy pop. Nog een keer, laaste een, nee? So mense wat dink, hy's so cool, hy's so mooi, hy's so, en dan sê iemand anders, jy is nie so mooi, en dan pop het. Dankie. Partykeer hou die babbel bietjie langer, maar hy gaan eventually pop. Dit hou partykeer so bietjie langer, maar dit gaan pop. Dit gaan nie so bly nie, het nog nooit 'n babbel nie gepop nie. So ons weet dat om vir mense se eer te lewe, daai babbel gaan pop, maar as ons lewe vir God se eer, vir Jesus, dis waar ons lewe gaan, daai babbel gaan nooit pop nie. Dis soos die son wat net aanhou skyn en skyn en skyn.
En daarom die vraag wat ons vir onsself moet vra vanoggend, ons almal, lewe ons vir die glimlag van mense, dat mense vir my glimlag en dink hoe oulik ek is, of lewe ons vir die glimlag van God? Vir wie lewe ons? Hoekom is ons hier, Luke? Ons is hier om vir God glorie te bring. Hy het ons gemaak om vir hom te lewe, en dit is slegs wanneer ons oorgee en vir hom lewe, dat ons ooit enige vreugde, geluk, glimlag gaan ervaar in ons eie lewe, oor die langtermyn. Want dis waarvoor hy ons gemaak het. En dis die enigste bubbel wat nie pop nie, dis die son wat nooit ophou skyn nie. Kan een van julle vir my sê, kan een van julle oupa grootjie se naam? Wie weet wat is hulle oupa grootjie se naam? Nie oupa nie, oupa grootjie. Christian? Albert, oom Albert, dis my oupa. Wie kan hulle oupa grootjie se pa se naam onthou? Wie kan jou oupa grootjie se pa naam onthou? David, dis jou pa, Leilin. Maar dit is dalk sy oupa, dit is heel moontlik. Die punt is, hoekom ek dit vra, is weer eens hierdie seebabbel wat pop. As jy dink, ek wil 'n legacy, ek wil 'n naam maak vir myself op hierdie aarde. Ek wil hê almal moet dink, almal moet onthou wie is Hanna, né? Wie is Christian? Dit is waaroor my lewe gaan, dat ek onthou wie is ek. Oor 'n paar generasies gaan niemand ons name onthou nie. En daai babbel gaan pop en al wat oorbly is hoe ons vir die Here gelewe het. En as dit is dit waar ons lewe gegaan het. Alright. So in opsomming, en hierdie is belangrik, hierdie is baie belangrik. Die evangelie van Jesus is baie meer as net om te sê, okay, hou nou op dink oor wat mense van jou dink. Moenie dink oor wat God van jou dink. Moenie dink aan wat mense van jou dink nie. Die evangelie is baie, baie, baie dieper as dit. Want ons harte, my vlees wil vir myself lewe. My vlees wil hê ander mense moet dink ek's oulik. So dit gaan nie werk as ons net vir mekaar sê, hou op dink wat ander mense dink van my nie. Die enigste oplossing is as ek verlossing van myself kry. As ek verlossing kry van alles gaan oor my. En prys die Here, Jesus gee vir ons dit. Jesus gee vir ons daai oplossing. Hy gee vir ons homself. Hy het nie meer omgegee, hy het nooit omgegee wat mense van hom dink nie. Hy wou nie geëer word deur mense nie. Hy het homself verneder al die pad tot op die kruis waar hy dood gegaan het vir ons. En die rede hoekom hy dood gegaan het op 'n kruis en homself verneder het en opgestaan het uit die dood, is sodat ek en jy, is sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. Dis wat 2 Korintiërs 5 vers 15 sê. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek het. Daar's 2 tipe mense in die wêreld. Galasiërs 1 vers 10, of jy lewe nog vir die guns van mense, en jy is 'n slaaf van mense, of jou lewe gaan oor die guns van God. Jy is 'n dienaar van God. En ons nodig nie verlossing van wat mense van ons dink nie, ons nodig verlossing van ons eie ek. En so as kinders van die Here, kinders van Jesus, dit is so belangrik. Ek het nooit verstaan as mense sê, onthou net wat jou identiteit is nie. Jou identiteit is in Jesus. Soos ek het nooit verstaan, wat beteken dit? Ek gaan my identiteit nie in my sport vind nie, ek gaan dit in my tennis vind aan, ja, Jesus, ek het nie dit verstaan nie. En die groot idee is met vind jou identiteit in Jesus, is onthou dat jy dood is. Onthou dat jy dood is, dis nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe. My lewe gaan nie meer oor my nie, my lewe gaan nie meer oor wat mense van my dink nie. Dit gaan om oor vir God glorie te bring.
Dis 'n Christen. Hy het dood gegaan. Hy is dood. Dis my identiteit. Maar nie dat ek dood gebly het nie, dat ek opgestaan het saam met Christus. En dis nie meer ek wat lewe nie, maar hy wat in my lewe. So die vraag is, vir wie leef ons? OK, ek weet julle het my nou 'n bietjie verloor. Vir wie leef ons? Vir onsself, vir ander mense of Ben, vir Jesus? Leilen? Vir my. Vir wie? Vir my. Vir hom. Ja, gee my 'n drukkie. Wil jy babbel doen? Ja, wil jy hom gou doen? OK, sorry, dis my skuld. Doen hom. Daar's hy, Leilen. Nog een keer. Sy het nie gesê sy lewe vir haarself nie, sy wil net die babbel doen. Daar's hy. Mooi, dankie. So, vir wie lewe ons? Vir die babbel wat gaan bars? Of vir God wie se son? Of vir God wat daai babbel gaan nooit bars nie? En ek wil met julle 'n deel maak, as julle met my 'n deel sal maak vanoggend, en met julle ouers. Ek wil hê met julle ouers hieroor praat, terwyl julle hoërskool toe gaan alles. OK. Wanneer jy besluit oor wat jy gaan doen met jou toekoms. Wie sal gevra wie wil jy word? Wat wil jy doen met jou lewe? Wie sal gevra? Baie mense. OK, ons gaan 'n deel maak en met julle ouers 'n deel maak. Daai vraag gaan ons nooit antwoord gebaseer op ander mense se opinies oor wat hulle dink gaan oulik en mooi en jou laat goed lyk nie. Daai vraag gaan ons vra, Here, ek is U seun. Wat wil U hê moet ek doen met my lewe? En hoe kan ek U eer met my lewe? Ek gaan nie besluite maak gebaseer op wat mense sê nie. Ek gaan besluite maak gebaseer op my verhouding met die Here. Is dit 'n deel? Want dis hoekom Jesus hier aan die einde, ons gaan dit nie lees nie, maar aan die einde van hierdie gedeelte pleit hy met die mense dat hulle na Jesus toe sal, dat hulle na hom toe sal kom. Want hy weet dat hierdie babbel om vir mense te lewe gaan pop. En hy pleit 'n laaste keer, pleit hy, kom na my toe, lewe vir my, gee jou lewe oor aan my, want my babbel pop nie. Dis hoekom hy pleit, hy's lief vir ons, hy wil nie hê ons moet vir goed lewe wat gaan pop nie. Is dit 'n deel? OK. Amen, kom ek bid vir ons. Here Jesus, dankie Here dat U so lief is vir ons, dat U nie wil hê ons moet vir mense se eer lewe nie, Here. Want U weet as babbels wat pop en is iets wat net leeg is, Here. Daar's niks lewe daarin nie. Daar's lewe in U en om ons lewe op te gee vir U. Ons is gemaak om vir U te lewe, ons is gemaak om glorie aan U naam te bring. En is slegs wanneer ons by daai punt kom wat ons lewe oorgee, op ons knieë kom voor U en sê, Here, hier is ek, soos Jesaja wat U glorie sien en sê, Here, hier is ek, stuur my. Mag ons soos Jesaja wees, Here, nie soos die mense van die Joodse raad nie, mag ons soos Jesaja wees wat U glorie sien en totaal en al bereid is om U te volg, geen om wat nie, en te weet dat daar net lewe in dit is nie, Here. Maak ons so oop, asseblief, Vader. Dankie vir die kruis, Here Jesus, dankie dat ons 'n verhouding met U kan lewe, dat U dood gegaan het vir ons sondes. Ons sondes is so ernstig dat daar betaal moes word vir ons sondes, Here. Want ons sondes teen 'n heilige God. Ons sien die heiligheid op die kruis, Here, maar dankie ook vir U liefde en die absolute genade, Here, dat U 'n manier gemaak het vir ons wat teen U gesondig het, dat U 'n manier gemaak het dat ons weer in verhouding met U kan wees, Here. Ons prys U daarvoor. Ons prys U daarvoor. Amen.